Alright, ek wil graag vanoggend met julle 'n woord deel. Ons is besig om te praat besig met die reeks van siel en gees wat Frans was so mooi ook aangeraak het vanoggend. En op die oomblik praat ons van die wete van die siel. Jy weet, daar's 'n paar dinge van die siel dat as jy dit nie verstaan of uit die woord uit optel nie, dan gaan hy altyd vir jou 'n probleem bly. Paulus skryf in Romeine 7, dan sê hy, hierdie ding is al ewig hierso, maar hoe gaan ek verlossing van hom kry? Dan sê hy, ek dank my God deur Jesus Christus ons Here. So, wat jy moet gaan doen is, jy moet gaan kyk wat het Jesus Christus vir ons gegee, om in oorwinning te kom, oor die siel en die vlees wat teen die gees begeer. Hoe maak jy hom jou samewerker in plaas van jou teestander? Né? Hoe maak jy hom jou wat liewer aan jou kant werk as wat hy jou die hele tyd teestand? Want dis 'n geweldige remkrag in 'n kind van God se lewe, is 'n vlees wat nie onder bedwang is nie. En 'n siel wat nie onder bedwang is nie. Hy neig altyd na die ander kant toe. En as jy hulle sê mos die hond wat jy voer is die een wat wen. Baie ouens voer al twee. Sondag kom jy hier en jy kom in die teenwoordigheid van die Here en jy is weer fired up en al die goed en swan, en in die week dan besef jy maar net Sondag se ding het nou afgetaan en nou het jy weer die stryd ensovoorts. En dis 'n ding wat 'n kind van God moet leer om te wen. En daar's sekere goed wat die siel moet weet. Met ander woorde, wat vir my en jou normale kennis behoort te wees, in die sin van dis goed wat ons lewe en doen ons, en ek het nou vir u al daai goed gegee waar Paulus sê, weet julle nie, klomp vrae wat hy vra, met ander woorde, hy neem aan, hulle leef so, maar dan kom hy agter, dis nie in hulle lewe nie, en dan sal ander plekke wat hy weer sê, ons weet, ek weet, ons weet, en op 'n plek sê hy, ons weet baie goed, so, daar's dinge wat common knowledge, wat sal ons dit noem, vir die siel behoort te wees in die manier wat ons lewe, en die goed moet ons leer en vir die siel vertel. En die een afdeling wat ons besig is om te behandel is die area van kennis. Daar's verskeie vlakke van hoe jy kennis opdoen en inkry en so, en ons het dit hanteer. Wys my gou slide 5 asseblief. Amelia, aspekte van kennis en die verwerwing daarvan. Ok, gaan gou so vinnig, is daar meer as een op 'n bladsy? Ok, kyk gou daar. Dit berus op die alwetendheid van God. Ok, die een is, jy het jou eie recorder, né? Jy weet wat in jou lewe aangaan. Die tweede is, dinge wat deur jou kultuur en goed, algemene kennis is, oorlewing, deur ervaring, deur 'n teken of omstandigheidsgetuienis, en deur lering. Ok, en dan is daar een wat ons nou behandel, kennis as iets dieper, en gepaard gaan met geloof, met ander woorde wat in 'n mate te doen het ook met openbaringskennis ensovoorts. En die een ding wat ons daar gesê het, Hebreërs 11 vers 1 sê, geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge waarop ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. So, jy kan, as jy nie dit verstaan nie, as jy nie 1 Korintiërs 13 vers, is dit 13 of wat, en nou bly geloof, hoop en liefde. Nou, as jy nie daai goed verstaan nie, kan jy dit nie vir jou siel leer nie. Daarom moet ons, jy moet 'n kennis hê van wat is die hoop waarvoor ons lewe. Die Bybel sê, ons is gered in hoop. Ons is gered in hoop. Hy sê, God is die God van hoop. Hy sê, Christus is ons hoop. So, jou hele lewe is gedrench in hoop. Nou ongelukkig was die effek in die kerk wat dit gebring het, is, ouens het die hoop gemaak die hemel, en hulle het net gelewe vir die hemel, en hier op aarde niks beteken nie. Die Engels het 'n spreekwoord wat sê, they were so heavenly minded that they became earthly useless. Jy verstaan.
Maar ons moet dit omdraai. Ons moet, omdat ons die hoop het, en ons hoop is nie die hemel nie, ons hoop is Christus. Ons hoop is die verheerlikte liggaam. Ons gaan soos hy wees ensovoorts, en dit het ek nou al baie keer vir u gewys. En daar's baie skrif om dit te bevestig. So, ons hoop is dit, en jou hele lewe, omdat jy die hoop het, maak dit jou earthly useful. Omdat jy die hoop het, omdat jy die finish sien, omdat jy hierdie goed ervaar, maak dit dat jy jou lewenswyse op aarde aanpas daarbey. En ons het 'n paar skrifte gedoen wat pragtig hiervan praat. Ek wil net gou vinnig weer optel, Romeine 8. Romeine 8 byvoorbeeld, kom ons lees daarvan, dis so slide 37 en verder. Vers 20, want die skepping is aan die, vers 19, want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het in die hoop. Nou daar's 'n Engelse vertaling wat dit mooi sê, who subdued it in hope, aan mekaar, want dis hoe die Bybel geskrywe was. Who subdued it in hope that, wat dit onderwerp het, hom wat dit onderwerp het, in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. En nie alleen dit nie, maar ons self ook wat die eerstelinge van die Gees het, ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam. Baie duidelik, baie duidelik. Want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word is geen hoop nie, want jy het dit mos nou klaar. Want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? So hoop is absoluut iets wat voor jou lê, iets wat jy nog moet bereik. Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. Met ander woorde, ons wag daarop, nie passief nie. Ons sit nie agteroor en wag daarop en Jesus gaan vanaand kom of hy gaan môre kom of daai tipe goed nie. Ons wag daarop met volharding. Met ander woorde, ons het 'n lewenswyse wat verander behoort te sê jy het 'n hoop. So en ons gaan nou daaroor praat. Net so kom ook die Gees ons swakhede te help, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Ons het gepraat van die werking van die Heilige Gees in dit alles. Romeine 15:4, want alles wat tevore geskrywe is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. Is interessant hierdie versie, want ons het tot nou toe gesien in 'n paar gevalle, dan sê hy vir ons, hy praat van beproewing, né? Dan sê hy die beproewing kom en dit kom en dat kom, en dit werk in jou lydsaamheid, patience, en die patience werk hoop. So een van die dinge wat, een van die hoopfabrieke in jou lewe is patience. Dis hoekom jy lydsaamheid en patience moet leer. Jy moet leer om te kan wag waar jy moet wag. Jy moet leer om ophou dinge te probeer maak werk en te dwing en te forceer. Jy weet, baie ouens sê mos ek het maar 'n haastige geaardheid, maar dit hou jou soms terug. Dit is soms nadelig vir jou, want jy moet leer om te, waar die siel moet wag. Want die siel wil dinge maak gebeur. Dink maar aan Abraham en Ismael, ons het dit hanteer, ensovoorts. So, ons moet hierdie goed in 'n geestelike sin in ons lewens regmaak. So, een van die goed wat hoop werk is lydsaamheid. Jy moet lydsaamheid leer ken. Sommige kere is dit die woord long suffering, sommige kere is dit die woord patience, dit het te doen met verdra ensovoorts. Ek hou verskillik van daai skrif in Timoteus waar hy sê, as ons verdra, sal ons saam met hom regeer. 'n Ou wat kan verdra en sy siel onder beheer kan kry, is 'n ou wat in beheer is. Is 'n ou wat regeer. Hy sê op 'n ander plek, sê Salomo, hy wat sy gees beheers, is beter as 'n ou wat 'n stad inneem.
Ek like sulke goed. Dit sê vir my, daar's 'n ander slagveld wat ons eers moet wen. Voor ons die oorlogslagveld wil wen en die stede wil inneem ensovoorts. So een van die goed wat hoop bewerk is lydsaamheid. Nou kom hier nog een by. Gee gou weer vir ons daai skrif. Alles wat tevore geskryf is tot ons lering tevore geskryf is, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. Sê net gou vir my. As jy hierdie skrif lees, hierdie hoop, hierdie faset van hoop wat hier beskryf word, gaan jy dit ooit kry as jy nooit jou Bybel lees nie? Ok, ek dink die antwoord is voor die hand liggend. As jy sien Paulus plaas hulle hele bewys dat Jesus die Christus is. Hulle hele ding grond hulle op die skrifte. Hulle het die skrifte geondersoek. Hulle het hom deurgewerk om dit te kan bewys en so aan. As ons nie begin by 'n eenvoudige plek en dit is om jou Bybel te lees nie, dan mis jy 'n groot deel van wat God vir jou wil hê. Ouens, ons sal moet in die woord kom. Ons sal moet in die woord kom. Dis paramount. Ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie. Ons sal moet in die woord kom. OK. Kyk gou 1 Tessalonisense 1 vers 2. Ek wil 'n bietjie hierdie skrif gou vanoggend met julle behandel net kortliks. Onthou nou ons het gesê, of die Bybel sê, geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Dis 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Ek het nou die dag vir u die voorbeeld gebruik van 'n kar se lisensieskyfie. As jy hom het, dan is dit jou bewys jy het betaal. En dis jou bewys jy kan die pad gebruik vir nog 'n jaar, né, met daai kar. So dis 'n bewys, met ander woorde, my geloof is 'n vaste vertroue. So vertroue en geloof is die grondpilaar van waar ons met die Here staan. OK. Genadiglik gee hy ons nog ander goed, soos sy gees en ervarings met hom, wedergeboorte ensovoorts. Maar die grondpilaar is geloof. Dis 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Dis 'n bewys. Dis as vir ons daai stukkie papier het. Waar kan jy my bewys? Want ons leef in 'n wetenskaplike wêreld, né, wat alles wat nie bewys kan word nie, kan nie bestaan nie. So, daai stukkie papier is my vertroue in God, my geloof. En nou is dit baie interessant dat die mense van die Ou Testament het hierdie, omdat hulle geglo het, wat die Afrikaans sê, deur die geloof, Hebreërs 11, jy moet 'n bietjie Hebreërs 11 opswat. Deur die geloof het Abraham dit gedoen, het Noag dit gedoen, het hierdie ou dit gedoen, daai ou dit gedoen. En dan praat hy van groot oorwinnings, en dan net die volgende vers, dan sê hy, ander weer is in stukke gesaag vir hulle geloof. Maar die feit is, wat het hulle gedoen? Hulle het nie passief gaan sit nie. Omdat hulle geglo het, het hulle sekere goed gedoen. Het Abraham met sy familie in tente rondgetrek, het hy Isak geoffer, wou hom offer toe hy op die proef gestel is, ensovoorts. Hulle het sekere goed gedoen, wat die werke van hulle geloof, hulle geloof het uiting gevind in werke, en daardeur, as jy hulle gevra het, hoekom doen jy dit? Noag, hoekom bou jy 'n ark? Want ek glo God. Abraham, hoekom doen jy dit? Want ek glo God. OK, so geloof dan is hy begin met daai vers, Hebreërs 11. Geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge waarop ek hoop. Nou goed, kom ons kyk gou hierso by 1 Tessalonisense 1. Ons dank God altyd oor julle almal as ons aan julle dink in ons gebede. Kyk nou vers 3, is 'n skitterende vers hierdie. En onophoudelik in gedagte hou die werk van julle geloof en die arbeid van julle liefde en die lydsaamheid van julle hoop op ons Here Jesus Christus voor ons God en Vader. Nou kom ons ding eens gou daai versie. Kan julle onthou wat Paulus sê, en nou bly wat? Geloof, hoop, liefde. Wat kom in die vers voor? Geloof, hoop, liefde. Geloof, hoop, liefde, maar elke ding het 'n eienskap waarin hy uiting vind.
Jy weet, ons kry so baie keer Christene wat sê, ja, ek glo in die Here, ek glo in die Here, maar jy kan glad nie aan sy lewe sien hy glo nie. It's not going down. Daar's werk van die geloof. Werke wat by die geloof pas, né? En het jy gehoor wat hy gelees het vanmôre van Jakobus? Nou daarby kom. Die arbeid van julle liefde. Jy kan nie sê jy het liefde as daar nie arbeid is nie. Ek gaan dit vir julle verduidelik. Ek gaan vir julle skrifte wys wat is hierdie arbeid. Dis anders as werk, is 'n ander woord, ander konsep. En die lydsaamheid van julle hoop. As hoop in jou nog nie lydsaamheid gebring het nie, dan is dit nie ware hoop nie. Hoor julle wat ek probeer sê? Julle verstaan, die een is die bewys van die ander een. Die papiertjie is die bewys van die dinge wat ek nog nie sien nie. OK, so my werke sê vir jou ek het geloof. Behoort te sê. My arbeid sê vir jou ek het liefde. Ek het lief. My lydsaamheid sê vir jou ek het hoop. OK, dis geweldig interessant. Dis 'n loaded skrif hierdie. Kom ons gee gou my die skrif daar, die vers wat so onderstreep is. Ja. Met ander woorde, ek het net die woorde daarby gesit wat ons sou gebruik. Jy het geloof in God, né? Jy het liefde vir of teenoor iemand. Jy het hoop op. Hoop op. So daar's die drie, die werk van julle geloof in, so nou daarby kom, die arbeid van julle liefde vir, die lydsaamheid van julle hoop op. Goed. Die Engels gebruik hierdie twee terme in hierdie skrif. Your work of faith and the labor of your love. Your work of faith and your labor of love. Nou kom ons kyk gou na die werk van julle geloof. Jy sien ouens, hoekom ons hierdie goed moet deurtrap en hoekom jy dit vir jou siel moet verduidelik. Gaan sit vanmiddag met jou siel om die etenstafel en dan verduidelik jy. Vat jy hom vir 'n klas. Soos Dawid met sy siel gepraat en dan sê hy vir hom, sielietjie. Die Bybel sê toe die verlore seun by homself kom. Nou preek dokter Seggie, hy sê die verlore seun het die kant om die varke gevoer en homself het daai kant omgevoer en toe hy by homself kom. Toe kom die ding, Here. So vat jou siel vir 'n talk vanmiddag. OK. Jy moet vir jou siel hierdie goed leer, anders bly geloof. Ons sit met die skade van 'n season, 'n seisoen wat geloof gemaak het, dis my metode om iets te kry. I must have faith for a jet. Nou, and then I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Alright, so jy moet geloof is my handle wat ek op God het, om te kry wat ek wil hê. En later het dit 'n vleeslike ding geword van my jet is groter as jou jet. My pa is sterker as jou pa, onthou julle daai dae? En as jy groot word, dan word dit my jet is groter as jou jet. Of sterker as jou jet. OK. So jy moet hierdie goed, ons moet geloof in die regte perspektief stel. Hoekom sê ek dit? Vandag sê ouens met grand suits en mooi ties en blink, sulke lang blink kerkskoene, sê hulle vir jou, geloof het vir my 'n jet gegee. Hebreërs 11 sê daar's ouens as gevolg van hulle geloof in stukke gesaag. Hoe bring jy dit bymekaar? Dis waar die tekkie die teerslaan. Want ons is geleer, jy moet 'n geloof confess, jy moet 'n geloof hierdie goed. En baie ouens confess goed waarvoor hulle nooit skrif het nie. En hulle sit ander ouens in die war en hulle jaag ander mense weg. OK. Die werk van julle geloof. Kom ons kyk daarna, slide 54. Die werk van julle geloof. OK, ek gaan hierdie paragrawe is daarop, ek gaan dit vir u lees. Die Griekse woord is die woord ergon. Ergon. Nou ek dit vir u gegee het, u kan dadelik agterkom of woorde daarna toe trek, die woorde soos energie en sulke tipe goed. Kan jy nou sien waar dit verband hou. Die verskillende verbuigings van die woord
vormwoorde soos work, to work, of workman, business, activity, active, to act, action, good deed, to do good deed, benefactor. Okay. Kyk nou hierso, ek het sommer so uit die kommentaar uitgehaal, so baie interessant. That God recompenses us according to our works is a basic concept of Scripture. It's amazing, né? Dis interessant. The preponderance of good or wicked works, dit waarop jy jou aandag stel en so aan, will decide your destiny, reward or punishment. Good works will be our advocates. The concept of reward and punishment presupposes that God commissions us to do good works. Die werke van die geloof. For the New Testament, work is the fruit of faith. Faith works by love. There is a work of faith and labor of love. Daai skrif wat ons nou hanteer het. God fulfills the work of faith by His power. God fulfills the work of faith by His power. Kyk gou hierdie interessante skrifgie. Kom ons gaan net een slide af na 59 toe asseblief. Ek wil net gou daai skrif lees wat ek nou van gepraat het. Daarom bid ons ook altyd vir julle dat onsse God julle die roeping waardig mag ag en dat hy alle welgevalle aan wat goed is en alle werk van die geloof met krag volkome mag maak. So God kyk, God hou toesig oor jou werke van geloof. Hy wil dit endorse met sy krag. Amen. Hy wil jou die krag gee om dit te doen. Nou kom ons gaan terug na daai vorige paragraaf toe. Works are thus the basis of judgment. Baie interessant. Works are the basis of judgment. Nou kan jy dalk vir my sê, nee, God gaan ouens judge of hulle hom aangeneem het of nie. Jy verstaan wat ek bedoel, jy sal hierdie goed moet verstaan in die konteks van die saligheidsplan. Ok, so dis interessant, jy sal in die skrif moet inklim vir die goed. Kom ons lees gou weer daai, works are thus the basis of judgment. Kom ons lees hom gou klaar. True works are done in God, so that although we are responsible for them, let mooi op, they carry no merit, but are the response to the message of repentance. Baie goed gesê. Nou, kom ons lees Romeine 2, waar hy gesê het, works are the basis of judgment. Romeine 2 vers 5. Maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart, vergader jy vir jou toorn as 'n skat in die dag van die toorn en die openbaring van die regverdige oordeel van God, wat elkeen sal vergeld na sy, aan die wat deur volharding in goeie werke, heerlikheid, eer en onverganklikheid soek, die ewige lewe. Ouens, kyk mooi, jy sal moet vastigheid kry oor hierdie goed in jou lewe, jou siel sal hierdie goed, want al hierdie goed gaan gechallenge word in die tyd wat kom. In die wêreld waarin ons lewe gaan jy moet weet, op watter gronde glo jy en waarop staan jy. Kom ons lees dit weer, wat elkeen sal vergeld na sy werke, aan die wat deur volharding in goeie werke, heerlikheid, eer en onverganklikheid soek, sal hy gee die ewige lewe. Nou sê ons is geleer, nee, die ewige lewe, Jesus sê, hy wat die seun het die lewe. Nou, so die ewige lewe is net om in hom te glo. Maar nou kan jy baie duidelik uit die skrif sien, die ewige lewe is baie meer as dit. Is dit reg so? Jy kan nie net een skrif vat en 'n teorie op dit bou nie. Dis die gouste wat jy dwaal. Dit is interessant dat hy sê, aan hulle wat volhard in goeie werke en daardeur soek hulle heerlikheid, eer en onverganklikheid, vir hulle gee hy die ewige lewe. 2 Korintiërs 5:10. Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, goed of kwaad. Openbaring 2 vers 23, hy praat van Isebel, en haar kinders sal ek sekerlik doodmaak, en al die gemeente sal weet dat dit ek is wat niere en harte deursoek.
en ek sal aan elkeen van julle gee volgens sy 2 Korintiërs 11 vers 15. Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie. Maar hulle einde sal wees volgens hulle werke. Baie duidelik. Nou goed. Hierdie onderskeid moet ons duidelik verstaan en ons moet goeie werke nie verwar met die werke van die wet nie. Onthou nou, goeie werke is nie die werke van die wet. Jy kan nie werke doen soos wat die wet bepaal het vir die Israeliete. Jy kan nie goeie werke doen of werke doen om saligheid te kry nie. Dis baie belangrik dat jy hierdie onderskeid maak. Dis een van die basispunte van ons geloof. Ek wil gou vir hierdie paragraaf lees. Paulus het ook gesê, geen vlees sal voor hom geregverdig word uit die werke van die wet nie. Die mens word geregverdig deur die geloof sonder die werke van die wet. Ek het nou nie tyd om al die skrifte deur te gaan nie. Almal wat uit die werke van die wet is onder die vloek. Ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus. Selfs ons het in Christus Jesus geglo sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus en nie uit die werke van die wet nie, omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie. En God het ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid, baie duidelik. Jy kan nie verdien deur werke nie, die saligheid in die sin van om van 'n sondaar af gered te word nie. Nou, ons is gered uit die genade deur die geloof sodat niemand mag roem nie. Want ons is sy maaksel, kyk nou hier is die verskil, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, hy het dit voorberei, sodat ons daarin kan wandel. Ouens, jy kan nie dit verdien met werke nie, maar as jy aan die Here behoort, dan is God se verwagting van jou is die werke van geloof. Dit moet by 'n kind van die Here wees. Goeie werke is deel, en ons gaan kyk wat dit is. Ons gaan nou kyk. Jakobus 2. Wat baat dit my broeders as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie? Die geloof kan hom tog nie red nie. Hallo? Pastoor, ek moet net glo in Jesus, dis wat my gaan red. Nou sê Jakobus, nee, die geloof sonder die werke, daai geloof kan jou nie red nie. It's amazing, die Bybel is so fenomenaal, maar jy moet hom bestudeer. Ok, net soos ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood. Die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood. Maar iemand sal sê, jy het die geloof en ek die werke. Toon my jou geloof uit jou werke, en ek sal jou uit my werke my geloof toon. Maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is? Is Abraham ons vader nie uit die werke geregverdig toe hy Isak sy seun op die altaar geoffer het nie? Met ander woorde, in die Ou Testamentiese sin, kon Abraham gesê het, ek glo God. En nou kom God en hy sê, gaan offer jou seun, jou enigste, jou belofte. As Abraham gesê het, Here, ek glo U, maar dis vir my bietjie tall order, wat sou die Here gesê het? En soos daar baie Christene wat sê, Here, ek glo aan U, maar moet net nie aan dit vat nie, moet net nie aan daai ding vat nie. Daai ding, nee. Skuif hom een kant, hy het niks met hierdie saak te doen nie. Soos hy ander bottel, nee. Hy het niks met hierdie saak te doen nie, Here, moenie daar gaan nie, maar ek glo nie. It's not gonna work. Ok, sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke? Sy geloof het saamgewerk met sy werke, en dat die geloof volkome geword het uit die werke. Abraham kon gesê het, ek glo, maar sy geloof het volkome geword, het krag gekry, het gestalte gevind, toe hy doen wat hy glo. Toe hy doen wat hy glo, toe hy dit 'n lifestyle maak, toe kry sy geloof krag. Enige ou in amper sê Amerika, enige ou in Suid-Afrika vandag sal vir jou sê, ek glo in Jesus. 80% Christene.
Maar al die gemors van die New-Age goed is rampant in Suid-Afrika. Hulle vind hulle beslag in Suid-Afrika. Hulle vind al hulle goed. Jy kan wat 'n parade ook vandag wil hou, gaan hou hom in Suid-Afrika, jy sal backing kry. Maar ons is 80% Christene. Nee. Wie het die geloof wat saamgaan met die werke? OK. Sien julle dan nou dat die mens, check hierso, dat die mens geregverdig word uit die werke en nie alleen uit die geloof nie. Want ek sê weer, hoe baie ouens in Suid-Afrika sal vir jou sê ek glo in Jesus. Dink julle hulle is gered? Ons het van hom op Sondagskool geleer, pastoor. O ja, nee, ons ken hom. Ons weet wie hy is. Die duiwels ken hom ook. Hulle sidder ten minste. Want soos die liggaam sonder gees dood is, so is ook die geloof sonder die werke dood. Onthou nou, geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ek hoop, 'n bewys van die dinge wat ek nie sien nie. Luister dan na hierdie vers, soos die liggaam sonder gees dood is, so is ook die geloof sonder die werke dood. Dis wat Hebreërs 11 vir jou traai vertel. Hy sê vir jou, ek gaan jou 'n paar manne se lewens wys, wat uiting gegee het aan wat hulle glo. Hulle het die werke van geloof gehad. OK. 1 Timoteus 6. Beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees en ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie, maar op die lewende God wat ons alles ryklik verleen om te geniet. Dat hulle goed moet doen en ryk wees in goeie werke. Goed moet doen, ryk wees in goeie werke. En dan verduidelik hy dit, vrygewig, mededeelsaam. O, pastoor, moenie hierdie skrif lees nie. Nou gaan jy waar ek nie wil gaan nie. En vir hulle, check nou hierso, as hulle dit doen, en vir hulle 'n skat weglê. 'n goeie fondament vir die toekoms, sodat hulle wat? Lees dit vir my hart. Ek kan nie hoor nie. Wow. Met ander woorde, dis soos die Here met daai ryk jong man, wat hy vir die rykes sê, pel, as daar nie werke by jou geld is nie, dan moet jy nie sê jy glo in my nie. If your money and your riches is not under command, dan moet jy nie vir my kom sê jy glo in my nie, want jou geloof sonder jou werke is dood. As jy geloof het, sal jy mededeelsaam wees en jy sal vrygewig wees in al die goed, want jy het die mens en jy kan en jy sien die lyding en die nood rondom jou, maar jy sluit jou hart vir die goed, maar jy sê ek glo in God. Kan julle sien hoe prakties ons moet begin raak? So prakties dat Abraham met 'n God geglo en hy het in tente rondgetrek. Hoekom? Hy het geglo wat die Here gesê het. Ons sê ons glo in God, maar ons lewe wys niks. Ons is so friksynig soos 'n kerkmuis. Hallo. Doodstil in hierdie presbyteriaanse kerk vanoggend. Titus 2 vers 7. Betoon jou in alles 'n voorbeeld van goeie werke, met onvervalsheid in die leer. Hy praat nou met Titus self, né? Onvervalsheid in die leer, waardigheid, opregtheid. Betoon jou in alles 'n voorbeeld van goeie werke, met onvervalsheid in die leer, waardigheid, opregtheid. Wandel waardig die roeping waarmee jy geroep is. Ek gaan ander dag terugkom na hierdie versie toe.
Titus 2 vers 14, wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig. Hoe sal hierdie volk wees wat hy verlos het? Ywerig in goeie werke. Ywerig in goeie werke. Ywerig in goeie werke. Titus 3 vers 8, dit is 'n betroubare woord en ek wil hê dat jy hierdie dinge beslis bevestig, sodat die wat in God glo, sorg kan dra om goeie werke voor te staan. Dit is, wat is die goeie werke wat goed en nuttig is vir die mense. Lees dit weer, dis 'n betroubare woord, ek wil hê dat jy hierdie dinge bevestig, dat die wat in God glo, glo jy vanmôre in God. Die hele Suid-Afrika glo in God. En in die Springbokke, maar in 'n geval, sorg kan dra om goeie werke voor te staan. Goeie werke voor te staan. Wat is dit? Goed wat nuttig en goed is vir die mense. If your faith doesn't touch people, it's dead. Jy kan nie so hoog met jou kop in die wolke en so geestelik wees dat niks rondom jou verander nie, man. Jou geloof is dood. Titus 3 vers 14. Ons mense moet ook leer om vir die noodsaaklike behoeftes goeie werke voor te staan. Pastoor, wat 'n gospel preek jy vanoggend? Ek preek die gospel wat ons nooit lees nie, want ons like dit nie. Ons lees Hebreërs 11 van die ouens wat die groot oorwinnings behaal het, maar ons like nie die stukke gesaag nie, né? En koud gekry en soos Paulus skryf. Ons mense moet ook leer om vir die noodsaaklike behoeftes goeie werke voor te staan. Kyk hierso, anders wat gebeur met hulle? Ons mense. Sodat hulle nie, hoor nie? Weet jy hoe baie kinders van God glo in God, maar hulle is onvrugbaar. Met ander woorde, daar sal geen vrug uit hulle lewe uitkom. Wat nog te sê, die vrug van voortplanting. Met ander woorde, daarby bedoel ek, wat nog iemand vir die Here wen of iemand na die Here toe lei? Hebreërs 10:24, en laat ons op mekaar ag gee, om tot liefde en goeie werke aan te spoor. Dis deel van ons goddelike roeping, ons moet mekaar aanspoor tot goeie werke. Kan ek 'n amen kry? Kry julle koud, moet ons klaarmaak. Net gou vinnig iets soek. Alright. Jakobus 3:13, wees wys en verstandig onder julle. Laat hom uit sy goeie lewenswandel sy werke in sagmoedige wysheid toon. Laat hom uit sy goeie lewenswandel sy werke in sagmoedige wysheid toon. 1 Petrus 2 vers 12, en hou jou lewenswandel onder die heidenes skoon, sodat as hulle van jou kwaad spreek soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking. Wat gaan die spotter stil maak? Dit wat hy sien. Wat moet hy sien? Jou goeie werke. Jou goeie werke. Nou moet ek vir u sê, kom ons kyk gou na die feit hiervan. Die feit hiervan. Die ouens vertel my van die pastore met wie ons nou fellowship. Nou sê hulle daar in die Grime, julle ouens sal seker weet, daar bo naby Makiwa is 'n moskee mos. 'n moskee mos. Nou daai ouens gaan in die middag, dan maak hulle al die kinders bymekaar in die woonbuurt. Gee vir hulle kos, gee vir hulle drinkgoed, gee vir hulle. Ons ken hierdie ouens wat kos uitgee waar ouens in die huisles met hierdie groot lorries kom en swanne. Dis goeie werke. Dis goeie werke. Nou ongelukkig is die ewewig so dat dis omtrent op 'n skaal wat ek en jy nie kan match nie.
Is dit waar? Dit is moeilik om daai skaal te match, maar dit gaan deur vir goeie werke. En wat doen dit? Mense sien dit en hulle is toegenee tot hierdie ouens. Inteendeel, ek dink hulle het al baie volgelinge gewen. Deur wat die mense sien, my kinders kry kos en ek kan hulle nie voer nie, maar hierdie mense voer hulle en al die goed en so aan. So dit word baie keer 'n politieke speelbal ook, maar dit word 'n way van dinge te doen wat eintlik by die kerk van Jesus Christus hoort, wat kom uit geloof uit. Dis goeie werke en werke van geloof wat behoort gedoen te word, omdat ons glo. Maar ek dink omdat ons nie daar was nie, is die gap gevat. Laat 'n mens drink, ek bedoel dink, né? Kom ons lees weer daai vers, 1 Petrus 2 vers 12. En hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, sodat as hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, hulle op grond van goeie werke, as hulle van julle kwaad spreek, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik. It's amazing dat die Here sê, luister, die werke, laat die werke hulle oortuig. Nie of jy my ken en of jy aan my behoort of my bely of wat ook al. Die wêreld het voel 'n veer vir dit. Maar die Here sê, laat die werke, jou lifestyle hulle oortuig. Het jy al gesien Openbaring 2? Ek gaan nou hiermee klaarmaak. Openbaring 2 vers 2, as hy praat met die gemeente van Efese, dan sê hy, ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid. Dit is albei saam in een skrif. Onthou julle arbeid? Ons gaan nog daarby kom, arbeid van julle liefde, werke van die geloof. Ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid. Al drie hierdie goed saam. Sê die Here vir hulle, ek ken dit, ek weet dit, ek let op hierdie goed. Dis my bekend. Openbaring 3 vers 15, die versie van lou of warm wat ons so baie keer gebruik. Kom ons gaan kyk mooi na hom. Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm? Waaraan ken ek dit? Waarmee het dit te doen? Werke. Dit sien ons nooit nie. Dit sien ons nooit nie. Ons praat net van jy's warm of jy's koud of lou of whatever, dan bedoel ons jou geestelike toestand. God sê nee, dis 'n maatstaf van jou werke. Openbaring 20:12. En ek het die dode klein en groot voor God sien staan. En die boeke is geopen en 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is. Lees verder. Haai, maar ek het dan net gedink as my naam daarin is ek fyn. Vers 13, en die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doodryk het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel elkeen volgens sy werke. Kom ons maak klaar, is nog nie 11 uur nie. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir die woord vanmôre. Ek wil vanmôre bid dat ons siel hierdie instruction sal ontvang. Dat die geloof waarin ons staan is 'n geloof wat uiting soek. Die geloof waarin ons staan is 'n geloof wat moet oorvloei in werke, soveel so dat dit die spotter sal stil maak. Here, dis wat U bedoel het hoe ons moet lewe. Brand dit vandag in ons mind en in ons hart vas, Here, dat ons weg sal kom van die valsheid van hierdie lewe, van religion in ons land wat so sterk is, wat almal sê ek ken die Here. Maak ons vry van dit, Here, dat ons waarlik 'n verhouding sal hê met hom wat gesê het, ek oordeel jou volgens jou werke. Vader, dat hierdie goed in ons ingeprent sal word vandag in die naam van Jesus. Geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop en 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. En die geloofshelde, omdat hulle geglo het, het hulle sekere stappe geneem en sekere dinge uitgelewe. Dankie vir die voorbeeld wat ons het, Here. Ons wil bid dat hierdie goed deur ons lewe sal vloei en Christus sal wys
en nie ons nie, in Jesus naam. Amen.